lees uit 2 tekste in die Nuwe Testament. Ons begin met 1 Johannes 3. So nie 2 of 3 Johannes nie, maar 1 Johannes. Dit is ook nie die evangelie van Johannes. Ons gaan 1 Johannes lees, hoofstuk 3, vers 1 tot 10. Daarna gaan ons blaai na Matteus 6, vers 5 tot 13. Vanoggend se prediking is 'n belydenis katekismes preek, so ons gaan ook verwys na die Heidelbergse katekismes. In Johannes 3 vanaf vers 1. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God. En ons is dit ook. En die wêreld ken ons nie omdat dit hom nie ken nie. Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Ons sal hom sien soos hy werklik is. Elkeen wat hierdie verwagting in verband met hom koester, hou homself rein soos Jesus rein is. Elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers oortreding van die wet van God. Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes wegneem en daar is geen sonde in hom. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien en ken hom nie. Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Die regverdig lewe is regverdig soos hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel. Want die duiwel hou van die begin af aan met sondig. En die Seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees van God in hom bly. En hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik, wie kinders van God en wie kinders van die duiwel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie, en nie sy broer liefhet nie, behoort nie aan God nie. Ons lees dan ook Matteus 6 vers 5 tot vers 13. Ekskuus, Matteus 5. Ja, Matteus 5 vers 5 tot 13. Verder as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle. Hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene 'n stormvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. So moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat die koninkryk kom, laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergewe ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Ons lees dit tot daar. Ons fokusverse is in Johannes 3 vers 1 tot in 1 Johannes 3 vers 1 tot 10 is vers 1 en 9. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God en ons is dit ook. En die wêreld ken ons nie omdat dit hom nie ken nie. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees van God in hom bly. En hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Ek wil dit net so noem van die vertalings sal ook deurgee en sê dat die saad van God is in hom. So die saad verwys na die Gees, maar ons sal ook daar in die prediking daaroor praat. In Matteus 6 vers 5 tot 13 is die fokusvers vers 9. Ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. As julle nog psalmboeke by julle het en 'n psalmboek in die bank ergens sien,
Is julle baie welkom om saam te lees die Heidelbergse Katekismes, Sondag 46, vraag en antwoord 120 en 121. Waarom het Christus ons beveel om God as ons Vader aan te spreek? Sodat hy heel aan die begin van ons gebed in ons die kinderlike vrees en vertroue op God sal wek. Dit moet die grond van ons gebed wees, naamlik dat God deur Christus ons Vader geword het en dat hy ons veel minder dit wat ons van hom bid in geloof sal weier as wat ons Vader, aardse vaders dinge ons ontsê. Vraag en antwoord 121. Waarom word hierdie bygevoeg wat in die hemel is? Die antwoord, sodat ons van die hemelse majesteit van God nie aards moet dink nie en van sy almag alles verwag wat ons vir liggaam en siel benodig. Ons tema van vanoggend se prediking, die Here is ons, my Vader, en daarom kan ek tot hom nader. Ons begin vanoggend met 'n preekreeks met die naam Hemelse Dialoog en ons begin dit nou ook vandag omdat die week wat nou kom is waar ons gemeente elke dag saam bid vir spesifieke elemente, vir 'n spesifieke saak vir in ons lewe en vir ons geloof. Dit baie mense kla deesdae en sê dat ons gee nie regtig meer om hoe ons praat nie. As jy iemand sien, dan sal hulle baie maklik vir mekaar sê, hallo, hoe gaan dit? Goed self, goed dankie, hallo. So hulle sal so baie vinnig aframmel. Baie keer iets wat ons ook sien mense deesdae meer doen, is wanneer hulle jou sien as dit hallo, goed en jy. En dan kan jy baie maklik sê, maar ek het nog nie gevra, hoe gaan dit nie? So, nie vir my sê nie. So dit is hoe in die samelewing waar ons bly. Mense sê goeie sonder dat hulle regtig daaroor dink. En soos wat ons dan nou in hierdie samelewing leef, moet ons anders wees. Hoe dink ons oor ons gebede? Hoe dink ons aan gesprekke wat ons voer met mense? As ons met 'n beste vriend of 'n persoon gesels wat ons van hou of vriendelik is mee, dan gaan ons nie vir daardie persoon sê, goeiemiddag, eerware edele meneer nie. Ons gaan net vir hulle sê, hallo, hoe gaan dit? Dis lekker om jou te sien. En wanneer ons ook met die Here praat, gaan ons ook nie sê, ons hemelse skepper en alheel bestuurder nie. Die bestuurder van die groot heelal. Ons gaan nie so praat en dan klink dit of ons korporatiewe vergadering begin. En tog kom Christus en hy leer vir ons van God se grootheid, sy almag, maar op 'n baie maklike en eenvoudige manier, maar kragtige manier. En hy sê vir ons moet bid ons Vader. Nie net Vader wat in die hemel is nie, maar ons Vader. My Vader. Elkeen van ons kan dit ook sê, self sê. My Vader wat in die hemel is. Dit is nie net 'n mooi idee nie, want God is inderdaad ons Vader. Wanneer Christus ons leer om so te bid, wek dit ook in ons die gedagte en die herinnering dat ons in 'n persoonlike verhouding met die Here staan. Dit is nie net 'n mooi idee nie, maar dit is werklikheid. God is ons Vader. God is my Vader. Alhoewel die Here ons Vader is, my Vader is hy steeds die Here, almagtig, groot, soewerein, die een wie se toren doodmaak en vernietig, die een wat stede heeltemal verwoes het en verdelg het, die een daar waar haar sonde was, dit nie ontsien het nie. So ja, hy is ons Vader, liefdevol, maar hy is ook torenagtig.
Hy haat sonde. So wanneer ons sê ons Vader in die hemel, dan moet ons besef dis 'n persoonlike verhouding waarin ons is, maar ons moet besef dat hy is groot en almagtig. Matteus 6 vers 9 in die Heidelbergse Katekismus, vraag 121, bevestig dit vir ons. Dit beteken dat ons dieselfde respek vir hom moet hê terwyl ons met hom praat as wat hom toekom. Hy is nie ons maatjie nie. Hy is ons Vader. Hy is gesagvol. Ons gaan nie net jy en jou en hallo daar nie. Ons moet die nodige gesag en eer vir hom bewys. En wanneer Christus ons leer, ons Vader, is dit nie maar net poëtiese effek of om in te kleer soos wat baie psalmdigters sal sê. Hy sê dit om dit te beklemtoon. Dit is my Vader en hy is in die hemel. Hy is verhewe oor enige aardse vader, oor enige gesag. Hy is heilig, alwetend, alomteenwoordig, almagtig. Hy is die koning van die heelal. Die Heidelbergse Katekismus vraag en antwoord, Sondag 46, wil vir ons help verstaan in die belangrike fase waar daar gesê word in die hemel. Want ons moet besef dat ons beelde wat ons het op aarde van 'n vader of 'n moeder is nie dieselfde as ons Vader in die hemel nie. Vriende, ons is baie lief vir ons ouers, baie gevalle is daar verhoudings wat gebreek is, maar ons het ons ouers tog lief. En ons ouers het baie keer ook probleme. Hulle is ook nie perfek nie. En dan word ons groot en dink dat ons Vader wat in die hemel is soos ons ouers daar. En dit is nie so nie, want hy stel nie teleur nie. Hy is perfek. Hy voorsien altyd. Hy het nie enige gebreke nie. Inteendeel ons het. Sy hemelse majesteit word beklemtoon en bevestig hiermee. En wanneer ons bid en ons sê ons Vader, bevestig ons dit ook. Want soos 'n vader fisies op aarde sy kinders voorsien, 'n moeder vir haar kinders voorsien, so voorsien ons Vader vir ons. Sy hemelse posisie roep ons op om met die nodige eerbied te aanbid. En daarom wanneer ons ook saam lees, jy mag geen ander gode hê nie, dis omdat hy eer en almagtig en wonderbaarlik en perfek is, die enigste God wat daar is. So wanneer ons sê in die hemel is dit waarop dit dui, maar wanneer ons sê my Vader is dit in 'n persoonlike verhouding, vrymoedigheid. Liefdes, ons het ook vrymoedigheid om na ons ouers toe te gaan, in baie gevalle. Ons het vrymoedigheid om met mekaar te praat. Dink net as ons in ons eie lewe dink aan 'n persoon waarmee ons vrymoedigheid het. Verkieslik en hopelik is dit gewoonlik ons eggenoot. Ons het vrymoedigheid om na daai persoon te gaan, om met daai persoon te praat. Sê ek is kwaad, ek is hartseer, dit is 'n lang dag. En dieselfde vrymoedigheid moet ons na God toe gaan, ons Vader, my Vader, met vrymoedigheid, om vir hom te sê, Here, ek worstel, ek sukkel, ek is bly. Groot is die vreugde. Maar geliefdes, wat wonderlik nog is van ons Vader wat in die hemel, hy los ons nie. Hy het ons nie net gemaak en gesê, ek is klaar, daar gaan jy nie. Want in die tyd van Paulus is daar baie keer mense wat gedink het, God is baie apaties, hy het die skepping gemaak, en daar's baie mense wat vandag nog glo. God het die skepping gemaak en God is apaties, weg, staan terug. Ek het niks te doen met daai plek nie. En dit is nie hoe God is nie. Dit is nie hoe ons Vader is nie. So ons Vader los ons nie net nie. Na die sondeval het hy ons begin transformeer. Terug na dit wat ons oorspronklike bedoeling is. Ons lees ook in Johannes 1 vers hoofstuk 1, hoofstuk 3, vers 1 tot 9.
praat hy ook hiervan. As ons sê ons is kinders van die Vader, dan word ons getransformeer deur die Heilige Gees, deur die saad van God wat in ons woon, sodat ons nie meer sondig nie, sodat ons kan teruggaan na dit wat ons eens bedoeling was, om in verhouding met die Here te lewe. Nie een van ons wat ouers is, wat vanoggend hier sit. Elke ouer hierso sal sê dat ek die beste vir my kind wil hê. Of jou kind. Elke ouer sal sê, ek wil die beste vir my kind hê. Nie gaan kyk, daar in die asblik is daar 'n paar tekkies wat stikkend is, kom trek dit aan 'n hardloopbeen met dit nie. Nee, ons gaan die beste vir ons kinders wil hê. En so doen ons Hemelse Vader ook. Hy transformeer ons sodat ons die beste kan wees in ons verhouding met hom. En dit is die pad van heiligmaking. Die wonder van God se vaderskap strek ver. En dit is feite. Hy is betrokke. Hierdie transformasie wat God in ons wek, gee ook vir ons die hoop. Hoop om in te lewe. En Johannes maak dit vir ons so duidelik wanneer hy sê in vers 9, elkeen wat uit God gebore is, doen nie aanhoudend sonde nie. So ons is uit God gebore, en omdat ons uit God gebore is, daarom gaan ons nie verder aan met sonde nie. Daar was 'n punt gewees, wat ons gesondig het, en ons is niet gemaak deur God, getransformeer, om uiteindelik nou nie meer in hierdie sonde te lewe nie. Wanneer ons staan, ons is uit God gebore, is dit nie 'n nuwe konsep nie. Reg die skrif word dit beklemtoon. As ons sê ons is 'n Christen, dan outomaties wat dit beteken is dat ons lewe transformeer, wegbeweeg, bekeer. Die groot vloekwoord waaroor ons bang is. Ons moet bekeer. Bekeer julle, die skrif sê dit. Bekeer julle, transformeer, weg van die sonde. Johannes praat van hierdie saad wat in ons bly, dit is die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat ook 'n woning in ons harte het. Hy bring die lewe. Die Gees vertroos ons, bemoedig ons. Hy bring hierdie lewe sodat ons kan lewe in hierdie nuwe identiteit. In hierdie getransformeerde identiteit. Hulle gaan nie verder sonde doen nie. Hulle gaan nie aanhoudend sonde doen nie. Liefdes wat Johannes hier sê nie dat ons gaan nooit weer sonde doen. Ja, miskien gaan dit kom dat ons so 'n bietjie toegee tot 'n skinder. Miskien gaan dit gebeur dat ons hier en daar 'n kras woord gebruik. Maar dan bekeer ons daarvan. Ons gaan nie volhard daarin en doelgerig ons hele woordeskat vol met kragwoorde nie. Ons bekeer daarvan. Dat 'n kind van God se natuur word omskep deur die Heilige Gees, sodat hy dit nie meer wil doen nie. En so word ons Vader wat in die hemel is, se werk duidelik met hierdie transformasie wat oor gekom het deur Christus. Christus het gekom om ons sondes se straf te dra. En toe hy dit gedra het, is ons kwytgestel voor die regter. En soos wat ons ook baie keer al gesing het, wie kan ons voor die regter daag? Christus het dan gekom. En omdat Christus gekom het, wil ons nou anders lewe, want dankbaarheid. So daar is 'n hele proses, en ek hoop ons volg. God het ons gemaak om in verhouding te staan met hom, ons Vader tot kind. En het gebeur dat dit die sondeval plaasgevind het. En daarna het God die Vader dit so bewerk dat ons getransformeer het onder leiding van hom alleenlik, nie omdat ons so oulik is nie, om meer te word soos dit ons oorspronklike bedoeling was. En hy is ons Vader, so ons kan tot hom nader hê. En hy sit hierdie werk voort deur die Heilige Gees. Want die Heilige Gees speel 'n sentrale rol in hierdie vernuwing, in hierdie transformasie.
En so word die vrug ook van die Gees duidelik in ons lewe wanneer ons meer en meer luister na die wil van God. En hoe luister ons aan die wil van God? Soos wat 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17 vir ons sê, die skrif onderrig ons, leer ons, wys ons tereg. En so sien ons God se plan. God se doel is nie net om sondige gedrag te verander nie. God se doel is nie net om te sê hy is liefde nie, maar God se doel is om 'n vader te wees, ook vir sy kinders, wat hy geskep het, wat hy lief het, waarvoor hy omgee. In Romeine 8 vers 29 lees ons dat hy ons bestem het om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Klink dit nie soos transformasie nie? Klink dit nie soos bekeer van sonde nie? En wanneer ons sê dat God ons Vader is, dan wil ons anders lewe. Wanneer ons in ons gebed bid en ons sê ons Vader wat in die hemel is, dan impliseer dit en dan sê ons daarmee ek volg u leiding. Want u is my Vader. Ek doen dit wat my Vader vir my sê, wat hy van my verwag. So wanneer ons 'n gebed begin en ons sê ons Vader in die hemel, is dit nie net 'n vinnige ding wat ons sê nie. Ons beklemtoon eerstens met wie ons praat. Die een wat die heelal geskep het, wat alles geskep het. Soos Paulus sê, ons het ons bestaan te dank aan hom. En wanneer ons sê ons Vader in die hemel, sê ons daarmee ons sal sy leiding volg. So dit is nie net nog iets in ons gebed om te sê nie. Dis nie 'n kommapunt nie. Dis nie 'n uitroepteken nie. Dis 'n daadwerklike belydenis om te sê my Vader in die hemel. Ek liefdes, ek hoop elkeen van ons besef dit wanneer ons bid tot God. Want anderster word dit amper soos wat ons moderne konteks is, hallo, hoe gaan het goed aan self, goed aan lekker. Dan gaan ons aan. Hallo, dit gaan goed aan met jy. Dan word dit net leefwoorde. God se vaderskap is verder baie uniek. En nog 'n keer in ons moderne samelewing is dit baie maklik om te sê God is liefde. Hy is net liefde. Ja, God is liefde, maar hy is ook die God wat sonde haat. En daarom in hierdie vaderskap posisie waar hy is teenoor ons as sy kinders, dissiplineer hy ons ook. Tig die wat hy liefhet. En hoe gebeur dit? Deur die skrif, deur sy woord, lei hy ons en regeer hy ons. So dit is nie net liefde nie. Dit is ook woede, kwaad vir sonde. En wanneer ons stig, dan sien ons ook sy liefde. So God is liefde, maar ons moet dit definieer. Ons Vader is liefde. Hebreërs 12 vers 6 en 7 sê vir ons, want die Here tig hom wat hy liefhet. Hy slaan elkeen wat hy as kind aanneem. As julle die tig verdra, behandel God julle as kinders. Die verse verwys nie net na dissipline nie, of as dissipline as 'n teken dat God kwaad is net vir ons heeltemal weg te dryf. Dit wys ons ook dat hy omgee, betrokke is, ons lei om te transformeer weg van die sonde af. So wanneer ons weer bid en ons sê ons Vader in die hemel, mag elkeen van ons besef wat ons sê. Mag ons daadwerklik besef met wie ons praat. Want dit is ons Vader wat in die hemel is. Hy is die bron van krag wat ons dra en ons in staat stel om te transformeer, anders te lewe as hierdie wêreld. Hy is ook ons Vader wat ons lei en betrokke is by ons. Wat lief is vir ons. Wat omgee.
Amen.